Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Ons is tans besig met 'n reeks in die boekie Esegiel van alle boeke in die Ou Testament, Sondaande. En by hierdie geleentheid wil ek vir jou net die eerste paar verse lees van Esegiel hoofstuk 4 en daarna wil ek graag aan jou 'n woord bring wat die Here in my hart gelê het. En jy mensekind, neem vir jou 'n baksteen en sit dit voor jou neer. Dis nou Esegiel 4. En teken daarop 'n stad, naamlik Jerusalem. Maak daar 'n belering daarteen en bou forte daarteen en gooi 'n wal daarteen op en stel laars daarteen op en lê stormramme daarteen aan rondom. Verder neem jy vir jou 'n ysterpan en sit dit as 'n ystermuur tussen jou en die stad en rig jou aangesig daarop en dit sal beleer wees en jy moet dit beleer. 'n Teken is dit vir die huis van Israel. Vader, U gee U woord vir ons en daar's baie tekens in U woord. Here, gee dat ons vanaand nie by hierdie geleentheid sal mis wat die Here vir ons wil sê nie. Gee vir ons 'n opmerksame hart. Here, ons aandag word afgelei deur so baie dinge in die wêreld. Maar by hierdie geleentheid wil ons aandag op U woord vestig. Sekerlik, Here, het U ook 'n woord vir U kinders in hierdie uur. Spreek tot ons die woorde van hierdie lewe wat U wil hê ons moet hoor in die naam van Jesus. Amen. So ek vind dit baie interessant dat pastoor Quintus vra dat julle vir my bid en dat ons ook vir mekaar gebid het, omdat ek dit in my hart het dat aan die einde van die diens vanaand wil ek hê ons moet 'n spesiale gebed vir mekaar bid. So, dis nou baie interessant wat nou hier gebeur het en ek gaan nog steeds daarby bly wat die Here my hart vir my gegee het en dit is eintlik wonderlik hoe dit alles by mekaar aansluit. Hier's die probleem. Mense hou nie daarvan nie. Dit wat Esegiel nou met hulle moet behandel, gaan nie goed afgaan nie. Nie by hulle nie, nie by die volk nie. Want dit gaan oor wanneer die Here sy seëninge van jou onttrek. En dis 'n woord wat niemand wil hoor nie. Wanneer die Here sy seëninge terugtrek. Ek bedoel, die stad Jerusalem is 'n besondere stad. Die seuns van Asaf, hulle skrywe oor die stad Jerusalem in Psalm 48 vers 3. Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion aan die noorde kant, die stad van die groot koning. Hoe geseënd is die stad Jerusalem. Ek weet nie of jy weet nie, maar die Babiloniese Talmud, dit is baie interessant wat hulle sê oor die stad Jerusalem. Hulle het dit van die 10 mates van skoonheid wat na die wêreld toe gekom het. Jerusalem het 9 daarvan. Dis interessant. Hierdie stad Jerusalem. Onthou, dis die stad wat ons vir ewig in gaan bly wanneer die nuwe Jerusalem neerdaal. So, dit was Samuel Heiman toe hy skryf oor Jerusalem toe sê hy, luister. Hy sê Jerusalem is 'n
plek waar mense werklik in woon. Maar dis ook 'n plek wat in mense woon. As jy eers daar was, as jy eers in ou Jerusalem was, daar is nie nog so 'n plek op aarde soos Jerusalem nie. En ek is dankie Here oor 'n paar maande as ek weer daar, dan mag ek julle jaloers. Die Joodse ballinge, toe hulle praat oor Jerusalem, toe skrywe hulle, toe sê hulle, Jerusalem, as ek jou vergeet, laat my regterhand homself vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelte, as ek aan jou nie dink, ek jou bo my hoogste goed verhef nie. So, Jerusalem, dis die plek van seën. Dis waar die Here se tempel was. Dis waar die Shekinah heerlikheid ingetrek het. Dis waar die ark was. Dis die stad van Dawid. Dis die stad van die lewende God. En jy weet, tot hierdie dag toe wat ek nou voor jou staan, tot hierdie dag toe, wanneer dit Pasga is, dit was nou so pas gewees vir die Jode, dan sal hulle, die Jode, die gelowige Jode, hulle sal altyd vir mekaar sê aan die einde van die Pasga maaltyd, volgende jaar in Jerusalem. Volgende jaar in Jerusalem. So, Esegiel het 'n groot probleem, want hy moet vir hulle nou vertel, al die seëninge wat hulle het in Jerusalem, die stad van die lewende God, hulle gaan dit nou verloor. Hulle is ballinge, hulle is daar in Babel, en hulle dink, hulle gaan binnekort terugtrek, Jerusalem toe. En Esegiel is nee, daar is nie so iets nie. Jerusalem, die stad, die mense, sy mure, sy poorte, die huise, die paleise, alles gaan vernietig word. Alles. Al die seëninge, julle gaan gestroop word van al die seëninge wat julle het in die stad Jerusalem, die stad van Jahwe, die lewende God. En julle bevind julle in 'n heidense land, Babel, onder heidense volke, met hulle heidense afgode. En julle dink julle gaan terugkeer na julle geliefde stad Jerusalem. Ain't gonna happen. Julle moet julle maar regmaak. Julle is balling in hierdie stad. So, hy het veel om te sê na alles, en hulle wil dit nie hoor nie. Daar's valse profete wat getuig, nee, maak julle reg, die Here gaan julle binnekort laat teruggaan na Jerusalem toe. En Esegiel is Jahwe, die Here God, wek die Babiloniërs op om die stad te vernietig, die skoonheid van die stad nie te maak. Want julle het julle harte so voor die Here verhard. So, en hulle wil nie hoor nie. Hulle wil nie die boodskap hoor nie. So die Here neem 'n besluit. Hy gaan hierdie keer op 'n ander manier doen. Die Here neem 'n besluit. Hy gaan deur 4 tekens. Jy kan dit noem as jy wil, aksieboodskappe. In ander woorde, dis tekens met betekenis. As jy mooi kyk na die teken wat die Here nou vir jou gaan wys, gaan jy die betekenis snap. En so sal jy die woord van die Here verstaan. So die aksies wat Esegiel nou gaan doen, gaan luider spreek, harder as 'n mens woord wat uit jou mond uitkom. En hy hoop, en die Here wil die mense geïnteresseerd kry. So Esegiel hoop dat as hy dit gaan doen, gaan hy die mense se aandag kry. Veral die wat geestelik doof is en geestelik blind is. Hy wil hê, hoor die woord van die Here. En hier in Esegiel 4 en in Esegiel 5 het ons 4 tekens. So dit is nie moeilik vir my om hulle vir jou uit te lig nie. Ek kan dit vir jou wys. Ek kan vir jou die teken wys. As ek vir jou die teken wys, sal jy die betekenis ook snap. So die mense wat by Esegiel en sy vrou se huis verbyloop, hulle almal weet van Esegiel daar waar hy is. Hulle
hoor en sien dat daar's dinge wat nou daar aangaan by die huis van Esegiel. En daar word baie gepraat oor wat daar by Esegiel se huis aangaan. En van oral oor kom die mense om te kom kyk, want hy sit daar stom. En ek het verlede week mos vir julle vertel, is amper soos hier by die paradegrond of daar by die waterfront, as van daai manne mos so gaan staan en dan staan hy so doodstil vir jou en kyk. Wat dink jy dit is 'n een of ander standbeeld? Jy by hom kom en dan besef jy nie, maar dit is 'n man wat hom net so opgemaak het. En hier lê hierdie man, hy doen allerlei dinge en die nuus versprei baie vinnig. Jy weet, stories het mos 'n manier om baie vinnig te versprei. So kort voor lank praat almal oor die ding. So hier's die storie. Hulle sê, julle moet gaan kyk wat gaan daar by Esegiel se huis aan. Hy doen 'n baie snaakse ding. Die man lê heeldag op sy sy rond. En hier's die storie. Die Here sê vir hom, eerste ding, hier sê eerste teken. Dit gaan oor, die Here wil vir die volk leer, daar kom 'n toekomstige beleg oor Jerusalem. In ander woorde, Jerusalem, die stad gaan val en hy gaan ingeneem word. En om daai boodskap deur te gee, sê die Here vir Esegiel. Hy sê, Esegiel, vat vir jou groot klei tablet soos 'n baksteen. Nou, 'n baksteen in Babylon is nie so 'n baksteen wat ons hier bou nie. Ons het 'n klein baksteentjie, hy's net so groot. Hulle het groot klei stene. So hy kry vir hom, en die Here sê vir hom, neem vir jou 'n baksteen, vers 1. Sit dit voor jou neer. Dit moet 'n nat baksteen wees, né? Kan nie droog wees nie. En teken daarop 'n stad, naamlik Jerusalem. Nou kan hy daar nou op griffel. Maak 'n belering daarteen, bou forte, gooi 'n wal, stel laars op, lê stormramme rondom daarheen. In ander woorde, teken 'n prentjie van die stad Jerusalem, hoe dit lyk. As die mense daar kom, hulle kyk na die groot kleisteen tablet wat jy daar het, dan gaan hulle duidelik sien, o, dis Jerusalem. Maar dan moet jy soldate kry en jy moet forte bou en stormramme. Dit moet soos 'n stad lyk wat in oorlog vasraak. In ander woorde, daar's 'n beleg. Die mense kom en hulle bou forte aan teen die mure. So jy moet hierdie hele ding moet jy nou voorstel. Jy moet hierdie hele ding bou, Esegiel. En hy's nou besig met al hierdie dinge. En die mense wat daar kom, hulle kyk so, hulle kan dadelik raak sien, dit lyk vir hulle dan nou soos Jerusalem. En die teken op die forte, die soldate, die aanval, hulle kan sien, die plek word aangeval. Hulle onmiskenbaar, hulle kan dit duidelik waarneem. En niemand kan in of uit die stad nie. En nou gaan hy nog op die koop toe, en hy moet 'n ysterpan en 'n ystermuur bou, tussen hom en die stad. Nog gaan op die koop toe, moet hy 'n ysterkonstruksie daar tussen hom en die tablet, die baksteen, alles wat daar het, moet hy so 'n ysterskerm bou. Die Here wil vir hom sê dat hy moet vir die volk wys dat die Here is die ystermuur tussen hulle en die stad. Hulle gaan nie weer by die stad uitkom nie. Die Here gaan vir hulle soos 'n harde stuk yster wees. En want onthou toe hy dit doen, van daai jare 588 voor Christus vir 2-3 jaar het hulle forte gebou, die Babiloniërs, om by die stad in te kom. So terwyl Esegiel sy goed bou, toe is hulle besig, die Babiloniërs, met wat hulle beplan met die stad. En in al hierdie aktiwiteite sê Esegiel nie 'n woord nie. Almal vra. Hy sê niks. Hy gaan net aan. Hy praat met niemand nie. Dis nog meer onheilspellend dat daar nie 'n woord uit sy mond uit. Maar die toeskouers, hulle kry die boodskap, hulle kan duidelik sien. Die stad Jerusalem word aangeval. So die Here gebruik sy profeet as 'n teken om dit te wys, daar's vasbesluit in die hemel, die stad sal vernietig word. Nou sê die Here vir hom, Esegiel, ek wil hê jy moet hulle aandag nou mooi kry. Jy moet nou die volgende doen. Nou hier's 'n moeiliker ene. Daar vers 4. Die Here sê, nou moet jy op jou linkersy gaan lê en die ongeregtigheid van Israel gaan jy dra. Volgens die getal dae dat jy daarop lê, moet jy hulle ongeregtigheid dra. Nou vashou. Ek lê jou op die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae. 390 dae. Hoeveel dae is in 'n jaar? 365.
So jy gaan 'n jaar in amper 'n maand, okay? Gaan jy op jou linker sy lê, okay? Waar die mense dit kan sien. En as jy klaar is na 390 jaar, na 390 dae, dan moet jy omdraai, Esegiel, en jy gaan lê op jou regtersy vir 40 dae. 390 dae vir Israel, dis nou Efraim in die noordelike koninkryk, 40 dae vir Juda, die suidelike koninkryk waar die tempel is. So 390 en 40 is hoeveel? 430 dae. So almal praat oor hierdie profeet wat daar by sy huis rond lê op hierdie sy en hy lê vas. Die Here sê met toue maak, moet jy jou vasmaak. So hy gaan lê doodstil vir 'n paar uur per dag op sy linker sy. Nou, hy's nie met vakansie nie. Okay? Hy's nie besig om te relax nie. Dis baie stresvol. En al die mense kom kyk wat gaan hier aan by Esegiel. En die Here sê vir die sonde wat Israel gedoen het en wat Juda gedoen het, lê ek jou op dat jy moet dit dra. 390 dae en 40 dae lank dat hulle kan sien. Want hier kom iets wat ek gaan doen onder die volk. En die feit dat daar 'n ystermuur, jy moet voor Jerusalem lê wat die beleg is, né? Hy lê op sy voor die muur. Alles wat hy daar gebou het, daai ystermuur met die ysterpan, nou moet hy daar lê. Onthou, as 'n priester het hulle ysters gebruik by die offers wat hulle altyd gebring het. Maar hy kan nie dit doen nie. Hy lê daar met die yster tussen hom en Jerusalem wat hy geteken het. En die hele idee is die sondes van die mense dat hulle ingehaal, jy moet dit nou dra en die priesters wat gewoonlik met die yster sou werk, daar's nou niks sulke dinge nie. Gaan lê jy nou maar net en dat die volk kan sien wat is die teken. Terwyl dit gebeur, is die vyand besig om al hoe nader en nader te kom aan Jerusalem. Die profete vertel vir die mense baie stories en almal kom kyk en wil weet by Esegiel wat gaan aan en hy lê net daar as 'n teken. En toe sê die Here vir hom, hier kom die derde teken. Terwyl jy daar lê, gaan jy baie spesiale dieet hê. Hier is jou dieet. Want jy gaan daar lê. Dis die kos wat jy gaan eet en dis die water wat jy gaan drink. Hy het maar 600 milliliter. Net oor 'n halwe liter per dag om te drink. Dis al wat hy kry om te drink. Sy kos wat hy weeg, as jy kyk wat is die weegskaal, die kos wat hy weeg is minder as 'n halwe kilogram, 380, 400 gram kos 'n dag wat hy gaan eet vir 430 dae lank. Al wat hy gaan eet. En hier is die maaltyd, hier is die spyskaart, vers 9. Neem vir jou koring, gars, boontjies, lensies, broodmanna en ook spelt. Nou spelt is 'n tipe koring wat 5000 jaar gelede baie graag deur mense gebruik was om geëet te word, 'n tipe spelt wat 'n skaars tipe brood is. En nou wat hier gaan gebeur is, die Here sê vir hom, jy moet jy dit alles bymekaar sit. Hy sê, nou maak jy vir jou broodjie van dit. Volgens die getal daar wat jy op jou sy lê, 390 dae moet jy daarvan eet. So jy moet hierdie broodjie maak en vir 390 dae gaan jy net hierdie broodjie eet elke dag. Dis wat jy eet. Dit moet jou voedsel wees wat jy eet. Die gewig volgens 20 sikkels elke dag, van tyd tot tyd moet jy dit eet. Dan moet jy water by die maat drink. Jy kan nie liters water drink by die maat. Jy gaan vir jou klein bietjie water. En dis al wat jy het. Jy moet nou lekker wees met hierdie ding. Dit gaan 'n lang tyd wees, moet jy drink. Die water by die maat is 1/6 deel van 'n hien. Van tyd tot tyd moet jy dit drink. Maar hier is die probleem. Wanneer jy die garskoekie, jou brood, wanneer jy dit nou gaan maak om te eet, moet jy dit op mense drek bak. Die stoelgang van mense. En hy's like, nee die Here. Hy's vers 14. Want die Here sê vir hom, onthou vers 12.
hierdie garskoeke moet jy eet en dit op die mis van mense drek bak voor hulle oë. So jy moet mense bollie gaan soek en kry, en dan moet jy dit hier neersit, en dan maak jy van dit tipe van 'n vuur, en dan gaan jy jou broodkoekie bak daarop, wanneer dit droog is. En hy sê, Here, die Here sê, so sal die kinders van Israel hulle brood eet onrein, na al die nasies wat ek hulle verdryf. Ek gaan dit met die volk doen. Jy weet, as jy hierdie ding lees, is like, Here, kan dit wees, staan dit in die Bybel? En hy sê, nee, Here, hy sê, kyk, my siel is nog nooit verontreinig nie. Hy sê, van my jeug af, sê Here, van my jong dae af tot nou toe, ek het nog geen aas of iets wat verkeerd is geëet nie, en daar was geen bedorwe vleis in my mond nie. Hy sê, Here, daar het nog nooit iets onrein in my mond gekom nie, Here, ek kan mos nou nie van my vra om dit te doen nie. En Here sê vir hom, okay, ek sê jou wat, ek gee jou in die plek van mense drek beesmis. Dis 'n bietjie beter. Hy sê, daarop moet jy jou brood klaarmaak. Okay. Hy sê, okay, ek vat jou op hierdie punt aan. Esegiel, maak vir jou met beesmis 'n vuur, en dan kan jy jou bietjie op dit bak. Nee, dankie Here. En ek wil net ook sê, Levitiese wet, ek weet nie of jy dit weet nie, daar's niks daarmee verkeerd om op beesmis kosgaar te maak. Dit was nie verbied nie. Ook het hy vir gesê, mense kind, kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem. Die rede, hoekom die Here dit sê is, hierdie beeld wat nou gaan gebeur, in daai 390 dae plus daai 40 dae, want hierdie is mos nou die derde teken, want dit praat mos eintlik, want onthou, die rede vir die teken is, daar kom 'n verskriklike hongersnood in die stad Jerusalem. Daar gaan die water wees nie, en daar gaan die brood wees nie. En hierdie tyd wat jy nou so op jou sy gaan lê, terwyl die dinge nou opbou, gaan dit vir hulle 'n sinnebeeld word. So, daar kom 'n aaklike hongersnood. Nou, julle moet nou vashou, as jy dink hierdie is erg, ons nog glad nie daar nie, ons is nog op pad. Want onthou die eerste 2 tekens, wat gebeur het, was spesifiek om te wys van die stad Jerusalem wat gaan val. Wat nou gebeur in hierdie derde teken, dan kom nog aan hier na hom, wat met die derde en die 4de teken gebeur is, die verskriklike, aaklike, gruwelike dinge wat in die stad gaan plaasvind, wanneer die belering teen die stad op sy vurigste is, op sy ergste is. Hierdie teken is 'n voorspel tot wat nou gaan kom. Nou, die kombinasie van jy kan net hierdie broodjie eet. Daar's min om van te lewe en jy moet 430 dae daarvan leef. Hy word al hoe maarder. Ek dink hy het seker later gelyk soos 'n geraamte met net vel oor hom. En hy het net 'n bietjie water om te drink. Want nou sê die Here in vers 16 en 17, mensekind, kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem. Daar sal die kos wees nie. Ek vat daai seëninge weg. Hulle sal brood by die gewig en met kom eet. Almal gaan hulle stukkie broodjie moet afweeg om te deel, om net elkeen net 'n ietsie te kry om te eet, om in die lewe te bly. En hulle gaan water by die maat, bietjie water, en in stomme smart drink, slukkie vir slukkie in stomme smart. Jy gaan lewe van krummels en van druppels water. Dis wat wag, wanneer ek my seun wegvat. Sodat hulle gebrek aan brood en water het. Daar's nie brood en water nie. En die een met die ander verstom staan, hulle het nie woorde vir mekaar. En in hulle ongeregtigheid wegkwyn. Die lewe gaan uit hulle uit. Maar jy weet, dis 'n vreeslike ding wat gebeur het. Dis so erg dat, as ek dit vir jou lees,
is dit eintlik 'n skok vir 'n mens se stelsel. Maar staan in die Bybel. Toe die Here vir die volk sê, ek gee julle 'n land van melk en honing. En julle moet die mense leer wie's God en wie's die Here. Julle het my wette, julle het my glorie, julle het die tempel, julle het alles. Julle het die verbonde, julle het alles. Julle moet die volke van die aarde leer wie die enigste ware God, want ek het my net aan julle geopenbaar van al die volke op aarde. Maar as julle aanja, as julle dit nie doen nie, as julle faal, wag daar 'n verskriklike straf vir julle. Ek het julle uitgekies bo al die ander. En hier is die straf. Dis nie seëninge nie, dis straf. Hier is die straf. Deuteronomium 28 vers 49. As jy so gaan optree dat jy hulle gode gaan dien, die mense, en jy gaan van die Here af weggaan. Jy gaan weg van die Here af. Die Here, vers 49, sal teen jou 'n nasie bring van ver af, van die einde van die aarde soos 'n arend. 'n Nasie wie se taal jy nie verstaan nie. Hulle is hard van aangesig. 'n Grysaard ontsien hulle nie. 'n Ou man, hulle het geen respek en agting vir 'n ou man. Vir 'n seun, 'n jong seun, geen genade nie. Hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet. Hulle gaan dit doen. Geen koring, mos, olie, vee, kleinvee, daar sal niks oorbly nie, alles sal tot niet gaan. Hulle gaan jou in benoudheid bring in jou poorte. Jou hoë en jou versterkte mure, dis nou om Jerusalem, wat jy op vertrou het. Hulle gaan by die poorte indring. En jy sal die vrug van jou liggaam eet. Die kinders wat uit jou vrouens uitkom, gaan jy kook en eet. Die vlees van jou seuns, jou eie kinders, en jou dogters, wat die Here jou gegee het, in die belering, wanneer hulle kom, en in die benoudheid van jou vyand, gaan jy jou kinders eet. Want daar nie meer kos is, daar is nie meer brood nie, gaan jy jou eie kinders opeet in jou huis. Daai vertroetelde vrous by jou, daai verwende man by jou, daai the spoiled ones, sy oog sal sy broer en die vrou wat hy lief het, en sy oorige kinders, hy sal hulle so skeef aankyk, sodat hy aan geen een van hulle iets sal gee van die vlees van sy kinders wat hy eet nie. Hy sal nie eers dit deel met sy familie, as hy sy eie kinders opeet nie. Daar sal vir hom niks oorbly nie. Daai vrou by jou, daai vertroetelde en verwende vrou, wat nooit haar voetsel op die grond neersit nie. Sy dink sy's te goed om met haar voete op die grond te loop. Haar oog sal 'n man wat sy lief het, en haar seun en dogter so skeef aankyk. En die nageboorte, wat tussen haar voete uitgaan, haar kindertjies wat sy baar, sy sal hulle stilletjies opeet. Dit is wat gaan gebeur as die vyand in jou poorte kom. En die vriende, die eerste van alles is, hulle het dit gedoen. Dit is alles vervul in Israel se geskiedenis. Die Here toon aan ons weet nie wie God is nie. Ek het dit eendag gesê, jy wil nie aan God se verkeerde kant kom nie. Die dag as God sy hand van jou wegvat, jy wil nie daar wees nie. Jy wil nie dit hê nie. En ons sien hier in Esegiel die vreeslike dors na water. Wat is erger as om 'n dors te hê en daar is nie vir jou 'n druppel water nie? Wat is erger as dit? Jy sien, wanneer God sy seëninge onttrek, dan word dit 'n vreeslike ding.
Want die land van melk en honing is nou 'n land van ellende en lyding en dood. En in hoofstuk 5 vers 10 sê die Here, hy sê daarom sal die vaders die kinders opeet in jou midde en die kinders sal hulle vaders opeet. As die pa sterf in die kamer, gaan hulle vir hom kook. Hulle gaan vir hom eet, die kinders. Want dis wat ek sê, julle gaan mekaar opeet. Dis 'n vreeslike ding, dis kannibalisme. En dan sê die Here, Esegiel, ek is nie klaar nie. Daar's nog een teken. Kry vir jou swaard, nie 'n skeermes nie. Jy's 'n priester, jy het mos 'n lekker baard gegroei, jou hare is nou lank. Die Here sê, kom priester, bring vir jou swaard. Vat jou swaard, dan doen jy die volgende met jou swaard. Maar dit moet 'n skerp swaard wees. Moet vlamskerp wees, so vlamskerp soos 'n skeermes. En hier kom dit, hoofstuk 5. Hy sê, kry vir jou 'n skerp swaard. As 'n skeermes moet jy dit vir jou neem. Jy gaan nou hierdie swaard gebruik as 'n skeermes. Dan gaan ek vir jou sê, wat sny jy? Dit moet oor jou hoof gaan. Sny jou hare af. Dit moet oor jou baard gaan. Sny jou baard af. Jy moet vir jou 'n weegskaal kry. Sit vir jou 'n weegskaal daar neer. Voor al die mense, staan buitekant jou huis, by die voordeur, kry vir jou 'n weegskaal. Dan staan jy voor al die mense, kry vir jou skerp, vlamskerp swaard. Dan sny jy jou hare af voor die mense, en dan begin jy jou baard skeer, maar jy skeer dit met die swaard. Dan het jy 'n weegskaal. Nou moet jy jou hare verdeel. Jy moet 1/3 moet jy binne in die stad met vuur verbrand. Daai ding wat jy daar gebou het. En as die dae van jou verlering verby is, dan moet jy 1/3 neem en dit met die swaard stukkend kap rondom die stad, en 1/3 deel moet jy in die wind gooi. As die wind sterk waai, dan gooi jy daai ander 1/3, dan gooi jy dit so in die wind, laat die wind dit net so dat jy niks daarvan kan sien nie. Ek wil niks sien nie. So 'n deel is met vuur verbrand, dis weg. Een deel met vuur, die ander het jy stukkend gekap rondom die stad, die ander 1/3 in die wind. En die Here sê, want weet gaan ek, as daai vlugtelinge vlug uit die stad uit, gaan ek soldate stuur met die swaard wat hulle jaag, soos die wind daai hare en daai baard van jou so wegwaai, soos wat hulle oral gaan, sal die vyand hulle agtervolg, hulle stukkend kap met die swaard. Dis wat ek doen. Die Here sê maar, hou vir dit so klein bietjie. Vat dit so klein bietjie. Dan in die slip wat jy het, hier by jou broek waar jy die slip het. Die Here sê, sit vir jou, daar in die slip, sit vir jou 'n klein bietjie daarvan, bind dit in jou slip. Net so knypie, vat jy dit. Hy sê, en daarvan, daai bietjie, neem van dit, en gooi dit ook in die vuur, en verbrand dit ook. Die bietjie wat oor is, vat van dit nog 'n bietjie, en dan verbrand jy dit ook. Hy sê, dit sal in die vuur verbrand word, dan sal die vuur uitgaan, my heilige vuur, uitgaan deur die hele huis van Israel. Dan kom hy straf. So sê die Here, dit is Jerusalem. Ek het dit onder die nasies gestel, om daar vir my te wees, en kyk wat het hulle gedoen. So vriende, die mense is stom geslaan deur hierdie 4 tekens. Jy kan nou net dink, hy skeer in die publiek, sy baard is af, die invallende mag wat hulle kom doen, en Esegiel, en ek bedoel, die mense kan ons nou sien, die grysaard, die kinders, wat verpletter geword, swanger vrou het hulle oopgesny, dat die babiekies uitval, en dan het hulle doodgemaak, en die vrouens doodgemaak, jong meisies hulle verkrag. Dis erg, baie erg, maar die dag van afrekening het gekom. Hoe vreeslik is dit? Nou wonder 'n mens, hoe is so iets moontlik? Wanneer jy dit nou lees in die Bybel, en jy dink daaroor na, dan vra jy vir jouself af, waarom? Nou wil ek vir jou 2 verse voorhou, wat ek nou vir jou vandag vertel het, oor die hoekom en die waarom. Dat jy weet met wie die God is, met wie ek en jy te doen het.
In Deuteronomium 4, vers 24 sê Moses, die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God is hy. Ek en jy moenie God se jaloesie opwek nie. Hy is jaloers oor jou en oor my, want ons behoort aan hom. Hy deel ons met niemand nie. Hy het ons gemaak, ons is syne. Hy is 'n verterende vuur. As jy dink dis die God van die Ou Testament en dank die Here, ek is in die Nuwe Testament, dan wil ek jou skok, moet jy gaan oop in Hebreërs 12. Want vir die kerk van die Here word daar geskryf en gesê in vers 29 van Hebreërs 12, want ons God is 'n verterende vuur. Die God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. So vriende, hier is waar ek is. Ek en jy wil nie aan God se verkeerde kant kom nie. Nou wil ek vra, as dit is hoe die Here met Israel gedoen het, hoe werk die Here met sy kerk? Kom ons vra die vraag. Ek dink voordat ons afsluit, ek dink is belangrik dat ons die vraag vra. As dit is wat God gedoen het met 'n ongehoorsame volk wat aan hom behoort het, wat sal die Here met sy kerk, met 'n lokale gemeente doen? Wat doen die Here met ons? Wel in Openbaring 2 vers 5 word dit duidelik uitgespel deur Jesus. Wanneer ons lees in Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders sal ek gou na jou toe kom en jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Die Here sê, ek kan jou plek in my koninkryk wegvat. Jy het 'n plek in my koninkryk, jy's 'n kandelaar, maar as jy jou nie bekeer nie, ek het die reg om jou weg te vat. Dis 'n groot waarskuwing. So, dis 'n tragedie wanneer lokale gemeente aan God ongehoorsaam is. Wanneer 'n gemeente begin optree soos die wêreld. Wanneer die gemeente hulle getuienis verloor het as 'n kandelaar in die lig van die Here. Want nou lees ek in Openbaring 3 vers 4, 5 en 6. Maar ek het enkele dinge teen jou, maar ook dit het ek. Daar is persone wat hulle klere nie besoedel het. Daar's mense in die gemeente wat 'n reguit pad met die Here stap. Hulle sal saam met my in wit klere wandel omdat hulle dit waardig is. Hulle sal bekleed word met wit klere. Ek sal 'n naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie en ek sal hulle naam bely voor my Vader en voor sy heilige engele. So hier het ons dit dat die Here ons 'n belofte gee. As jy getrou is aan my en jy leef en jy's nie besoedel nie, jy is nie met die sonde besig en jy leef 'n skoon, rein, heilige lewe voor my, sal jy saam met my in wit klere wandel. Maar as jy jou nie bekeer nie, dan kan ek jou kandelaar verwyder. So hier's die waarskuwing. Paulus bring die waarskuwing in 1 Korintiërs 10, hier is die waarskuwing vir ons almal. Hy sê, die dinge wat met Israel gebeur het in die Ou Testament, is voorbeelde vir ons, dat ons moenie begierig wees na slegte dinge, soos hulle nie. Ek en jy moenie daai pad gaan nie. Onthou die God wat ons dien is dieselfde God van die Ou Testament, is dieselfde God van die Nuwe Testament. Ons moenie afgode dienaars wees soos sommige van hulle nie. Hulle het net opgestaan om te drink en te eet en te speel. Ons moenie oreer soos sommige van hulle nie. Ons moenie Christus versoek nie. Ons moenie murmureer nie. Hy sê vers 11, al hierdie dinge het hulle ook kom as 'n voorbeeld op ons, aan wie die eindes van die eeue gekom het. En ek wil vanaand by jou pleit. En ek wil vanaand vir jou vra, kom ek en jy verneder ons hart voor die Here. En dat ek en jy met ons hele hart ons tot die Here sal keer. Want hy sê, daar's mense onder julle wat hulle klere nie besoedel het nie. Hulle soek my werklik met hulle hele hart en met hulle hele aangesig. As jy dit nie doen nie, en jy jou nie bekeer nie, gaan ek jou kandelaar van sy plek verwyder. Wat ek daardeur wil sê is, wil jy God se seën op jou lewe hê? As die Here sy seën van jou wegvat,
As die Here sy seën van ons wegvat, wat bly daar vir ons oor? Sit net so, dan bid ons saam. Buig jou hoof en bid ons saam. O Here, hoe verskriklik is dit? Hoe verskriklik. Wat het nie alles met Israel gebeur nie, wanneer jy aan God se verkeerde kant kom. O Here, dankie Madeleine dat jy vir ons speel. Vader, my hart gaan so uit na u kinders. Here, dit is 'n harde ding wat met Israel gebeur het. Dit is verskriklik. Hoe is huisgesinne verwoes? Die dag toe God sy seun onttrek het. O Here, Here onsse God. U woord sê in Efesiërs 1:3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Hoe geseënd is ons om Jesus te hê. Hoe geseënd is ons om 'n Nuwe Testament te hê. Hoe geseënd is ons om die nuwe verbond te hê. Hoe geseënd is ons dat ons vanmôre almal om die nagmaaltafel kon sit. Kon deel hê aan die tafel van die Here. How blessed are we? Maar dan besef ons, Here, God se woord sê ook, wat jy saai, sal jy maai. Bewaar ons van die verkeerde, bewaar ons van die verkeerde pad, Here. Bewaar ons van 'n verkeerde rigting inslaan, in die naam van Jesus. Geef vir ons 'n hart wat neig na U toe, en geef vir ons 'n hart wat U soek, Here. 'n Hart wat homself verneder voor God. Here, want as U U seun onttrek, wat bly oor? As die brood en die wyn, as die melk en die heuning en die mos verdwyn, wat bly oor? Dankie, Here, dat U ons geseën het met goeie gunstes en gawes. En ek bid vanaand dat elkeen van ons, soos die lied gesê het, al die jare, tel jou seëninge een vir een en sien hoe goed God dit met jou meen. Dat ons waarlik tot ons sinne sal kom, tot die diepe besef van God se seën op ons lewe. En dat ons U sal soek elke dag van ons lewe. In Jesus naam. Amen.